In Pella is 'n oudtydse tipe vrede. Jy slaap soos toe jy nog 'n kind was. En Afrikaans loop hier sy eie draaie, soos 'n voetpaadjie deur 'n dadelplantasie na 'n rusplekkie onder 'n palm. Mijn naam is Steven Vlaikjes, ik ben van Pella. Ons is 3 kruisen hier zo op in de bergen. Ons praat lekker Afrikaans hier zo en het voelt zoals onze eigen Jeruzalem. Ons zit nou hier in Pella, hier onder die palmbomen. Dat is op die zendinggrond. Hier waar die zendelingen van Frankrijk begin het om die kathedraal hier te bouwen. Die prachtige kathedraal van Maria Onbevlek ontvang. Ons sien het is heilige grond hier, want hier het hulle baie gewerk, zwaar. Dit is die kathedraal wat gebouwd was deur die Franse zendelingen, waarvan vader Simon die leier was. Hulle het in 1882 hierheen gekom en na 'n paar jaar het die gemeente 'n bietjie gegroei en toe het hulle begin om die kerk te begin bou. Hulle het maar van 'n prentjie afgewerk van 'n ensiklopedie. So en hulle was nie ervare bouers nie en die stene het hulle by die Oranje rivier gemaak van klei en daar gebak en met die Ossewa hierheen vervoer. Toe ek groot geraak het en toe ek my verstand kry, het ek mis maar dit gesien, as ek ook so, saam met die groot mense, of saam met my ma geloof het, of saam met 'n vriend geloof het, en dis mos nou altyd by die dodehuis aangekom, sien is mos die emmertjie water. En dat was mos ook maar gemaak soos wat hulle maak. Jy maak geloof iemand staan daar, so van die mense wat mos nou, die mense wat nou oorlede is, van die familie, staan van die huise, mense staan mos nou daar. Dan kom jy daar, maak hy mister nou sy hand nat, en dan sprinkel hy mister nou vir jou nat. So. Dus hierdie is wijwater, wat geseën word deur die priester. Hy gebruik sout waar hy ingooi en dan maak hy 'n spesiale gebed. As ons nou die tyd ding hoor, sê nou maar soos vandag, dan word daar vanaand, moet daar 'n bok of 'n skaap kom en dit moet geslaan. Ja, en ons noem dit mis nou bloed maak en so. En almal wat hy oomblik daar kom, eet van die vleis en daai vleis word ook onmiddellik, hy word alles gekook. Hy word alles gekook en almal wat nou daai oomblik daar kom, kry van daai vleis om te eet. Jy maak mos nou die diere, tel hier op en dan maak hier voor die krop, maak ons nou so 'n streep met die bloed. Vir die man se lip, aan die linkerkant, aan die linkerkant. As wanneer die mens mos nou op sy siekbed, nee. Toe hy nou op sterwe is, voor hy op sterwe is, sê nou maar tyd, dat hy nou na aan die dood is, dat hy moes nie geëet het, dat hy moes honger, jy moet nog honger kry, dat jy moes honger. Verstaan? As by hy staan, wat moet ek praat? Ek moet Afrikaans praat. Dat is al taal wat ek ken, en ek kan nie my ma en my pa se taal weggooi nie. Dat is my eiendom, die. Ik kan Engels praten, bietjie, maar dat is mijn taal. Ik zal in mijn leven voel iets is reggae, want ik praat die verkeerde taal. Ik moet Afrikaans praten. Ik zal maar mijn Afrikaans bewaren. Zoals mijn brood. Brood is onze stapelvoedsel. Zo ook Afrikaans. Okay, dat is nou echt Afrikaanse kost. Appel. Appel en poetjies. Hulle moet net baie netjies skoon gemaak word, soos jy kan sien op die appel is hulle nogal redelijk baie hare op. Die giebo op, dan noem ons dit nou 'n dombalens. Eendag het my pa nog gesê, toe sit ook so op 'n Sondag. Toe sit ook so 'n dombalens wat ons geëet het, die appel met die dombalens. Nou dat daarom baie lekkerder as Gertjie Niemoller wat 'n miljonair is geëet.